kerk sien, wat die koue trotseer, die koel aanwinkie. En ek hoop, dit gaan vir ons 'n baie aangename Pinkstertyd hierdie paar dae wees. Ek wil net oor die aandag bring. Die Pinksterdienste word elke aand gehou om 7:18:30. Ons gaan vanaand nou nie sop en broodjies eet nie, maar van môre aand af is daar elke aand sop en broodjies na die diens beskikbaar. En dan wil ons u ook herinner dat ons donderdag aand die Pinksterreeks gaan afsluit met die sangpaar of die musikante Steven Sterling en Leon Walt. Hulle gaan vir ons hier 'n Pinkster lofprysing donderdag aand hier in die saal in die kerk hou. Dit is gratis. Ons weet nie hoeveel mense gaan kom nie. En as ek nie kan raad gee, dan dink ek moet nie maar vroeger kom, want ons weet nie die beste plekke is dalk die tekstgevat as u kom. So ons sien uit na die hele reeks. Ek wil net vir u noem dat ek hou vanaand se diens en môre aand hou ek ook die diens. Dinsdag aand en woensdag aand hou die François van Sail vir ons die dienste. Ek sê weer baie welkom en ek glo dat ons vanaand, as ons ons hart oopmaak vir die woord van die Here, hy vanaand vir ons hier sal sien. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Kom ons begin die diens deur hartlik staande saam sing, ons rekker bietjie die bene. 'n lied in die liederebundel 164. Ons is almal hier tesaam. Ek net 2 versies. Ons sing om hartlik staande saam om die diens mee te begin asseblief. Geloof in aksie Bybel. Handelinge 2, ons lees vanaf
37. Nou, as jy die vorige verse lees van hoofstuk 2 van vers 1, dan sal jy sien dat die uitstorting van die Heilige Gees het plaasgevind op Pinksterdag en daarna het Petrus die leiding oorgeneem en hy het vir die duisende mense wat daar saamgedrom het om na hierdie verskynsel te kyk, het hy vir hulle gepreek. En nou lees ons vanaf vers 37, wat was die mense se reaksie op hierdie preek? Die skare wat na Petrus gestaan en luister het, is diep deur sy woorde geraak. Sê asseblief vir ons, wat ons nou moet doen. Hoe kan ons die saak tussen ons en God regmaak? Het hulle vir die apostels gevra. Laat staan dadelik julle sondes. Kom terug na God toe, het Petrus geantwoord. Laat julle ook doop in die naam van Jesus Christus. God sal julle sondes dan vergewe. Julle sal ook die Heilige Gees ontvang. Hierdie groot hemelse geskenk is bedoel vir elkeen van julle en ook vir julle kinders. Ja, selfs vir al die ander mense wat op die oomblik nog ver van God afleef. Binnekort sal hulle ook van hom hoor en deur God nader geroep word. Petrus het toe nog 'n hele ruk met die skare gepraat. Gee pad uit hierdie sondige wêreld uit, het hy vir hulle gesê. Dit van julle lewe totaal verwoes. Kom na God toe. Laat hy julle uit die kloue van die sonde verlos. Net hy kan dit doen. Na Petrus se woorde het 'n groot aantal mense, omtrent 3000, tot bekering gekom. Daarna is hulle gedoop. Van toe af het hierdie nuwe gelowiges gereeld by mekaar gekom om te hoor wat die apostels leer. En jy sal sien van hierdie vers af tot by die laaste versie wat ons sal lees, is die gedeeltes wat ek graag wil aanhaal. So jy moet daarop let, en lees weer vers 42. Van toe af het hierdie nuwe gelowiges gereeld by mekaar gekom om te hoor wat die apostels leer. Hulle het nou in 'n splinternuwe verhouding met God en met mekaar gestaan. Hulle het ook gereeld saam geëet en saam gebid. Die apostels het groot wonderwerke onder hulle gedoen. Al die gelowiges het groot eerbied vir God gehad, hulle liefde vir hom en vir mekaar. Hulle liefde vir hom en vir mekaar het hulle 'n hegte eenheid saamgesnoer. Daarom was hulle bereid om selfs hulle besittings met mekaar te deel. Hulle het alles verkoop wat hulle besit het en die geld vir die armes gegee. Dag na dag het hulle ook na die tempel toe gegaan om God daar te aanbid. Hulle het ook by verskillende huise saam geëet. Hierdie maaltyd was glad nie uitspattig nie. Al die gelowiges was vol vreugde. Hulle het God heeltyd geprys omdat hy so groot en goed is. En nou die teks van oordenking wat ons oor gaan praat. Lees ek dit vir u. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Wat 'n wonderlike teks is. Vir my is dit 'n wonderlike teks.
mense in Jerusalem met die gelowiges, die gemeentelede van Jerusalem gemeente dopgehou. En ek lees die vers weer. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense, dis die mense buite die gemeente, die ongelowiges. Hulle het hulle dopgehou en hulle lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Net tot sover uit die wonderlike woord gebeur. Die tema van die hele Pinksterreeks is die Heilige Gees in die kerk vandag. Maar ek wil graag met u vanaand praat oor 'n amper soortgelyke tema, vergelyking tussen die Jerusalem gemeente en die kerk vandag. Nou die Jerusalem gemeente was in alle opsigte 'n modelgemeente vir al die tydperk van Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees tot en met die dood van Stefanus. Na die dood van Stefanus het die gemeente as ware uit mekaar gespat as gevolg van die geweldige vervolging wat daar plaasgevind het. Maar God het dit so beplan en dit toegelaat. In hierdie periode waar die gemeente nog 'n eenheid was daar kenmerke wat uitsonderlik was en sekerlik nie maklik herhaal sal word in die geskiedenis van die Christelike kerk. Ons weet die uitstorting van die Heilige Gees het in hoofstuk 2 plaasgevind. Maar as ons na daardie gedeelte kyk, dan sal ons ook sien dat die disippels van die Here Jesus, nou praat ek nie van die 11 disippels wat oorgebly het en die 12 een wat Matthias wat hulle sê in Judas se plek gekies het nie. Ek praat van die 120 disippels wat daar by mekaar was in gebed. Hierdie disippels het 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Van kragtelose skepsels, soos wat Petrus was, wat Jesus voor 'n diensmeisie verloon het, en die uitstorting van die Heilige Gees hom verander na 'n onverskrokke getuie. Onverskrokke. En as jy in Handelinge lees, dan sal jy sien, hy het nie 'n bang haar op sy hoof gehad. Die ander disippels wat saam met die Here Jesus gewandel het, en ook van hulle wat in Getsemane was, die ander 11-12 disippels, hulle het weggehardloop. En toe Jesus gesterf het en begrawe is, het hierdie disippels en van die ander volgelinge wat hom gevolg het, hulle het weggekruip vir die Joodse raadse manne, want hulle was bang dat hulle ook vervolg sou word. Maar die uitstorting van die Heilige Gees het van hierdie bang mense vreeslose helde gemaak. Dis wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees. Dit alles was die kragtige werk van die Gees van God. Kom ons kyk net so vlugtig, wat het in daardie gemeente gebeur? Voor Pinksterdag, voor die Heilige Gees uitgestort was daar 120 wat saam gebid het. 120 wat saam gebid het. Op Pinksterdag het daar 3000 mense tot bekering gekom. In een dag. In een dag het daai gemeente gegroei van 120 na 3120.
mense het gelowig geword en die getal van die gemeente het vermeerder. In Handelinge 6, kort voor die dood van Stefanus, lees ons die woord van die Here het verder versprei en die getal gelowiges het geweldig toegeneem. Staan net so in die woord. Geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Dit was die werk van die Heilige Gees. En die rede dat hierdie gemeente so gegroei het, is omdat hierdie disippels van die Here Jesus, hierdie 120 in die begin, en die 3000 wat in bekering gekom het, wat aangegroei het tot 5000 en wat nog meer geword het, hulle was almal vervul met die Heilige Gees. Ons lees in Handelinge 4 vers 8, toe Petrus wat gevang is, hy en Johannes, omdat hulle die kreupelman gesond gemaak het hulle voor die Joodse raad verskyn en die Joodse raad het vir hulle gevra, en wie se krag doen julle hierdie wonderwerke? En toe antwoord Petrus, maar voor hy die antwoord gee, sê die Bybel vir ons, Petrus vol van die Heilige Gees. Hulle was geesvervuld. Nadat hulle voor die Joodse raad verskyn het en die Joodse raad vir hulle 'n berispe het en vir hulle gesê het, hulle 'n soort van gedwing het en gesê het, julle mag nie meer in hierdie persoon, in Jesus van Nazareth se naam, hierdie wonders doen nie. Het hulle daar weggegaan en voor hulle weggegaan het hulle vir die Joodse raad gesê, wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dit is onmoontlik om stil te bly. Dieselfde Petrus, wat Jesus voor die diensmeisie verloor het. Hy staan voor die hoogste raad van die Jode en hy sê vir hulle, julle moet maar besluit wie ons gehoorsaam moet wees. Maar ons kan nie stil bly van wat ons gesien en wat ons gehoor het. Ons kan nie. Hy was vervul met die Heilige Gees. Toe hulle daar uitkom in die raad, in die Joodse raad uit, toe gaan hy na die gemeente terug en hulle bid vir hom, dat die Here hom moet versterk, dat hulle nie moet ophou om die evangelie te verkondig. En toe lees ons in Handelinge 4 vers 31, die plek is geskik en almal wat daar by mekaar was, almal is vervul met die Heilige Gees. Ons lees Stefanus wat as die diaken gekies is, was vervul met die Heilige Gees. Hy was vol van die Heilige Gees. Toe hy die dag gestenig is, met klippe doodgegooi is, lees ons, hy was vol van die Heilige Gees. En ons kan hier die hele boek Handelinge kyk. En dan sien ons die kragtige manier waar die Heilige Gees die disippels gebruik om die evangelie te verkondig. Want hulle was vol van die Heilige Gees. Ek wil vanaand graag uit 'n ander hoek na hierdie gemeente in Jerusalem kyk. Ek wil graag uit die oë van die omstanders, die oë van die wat nie lidmate was, ek wil graag deur hulle oë na hierdie gemeente in Jerusalem kyk. Dan wil ek graag kyk wat het hulle gesien en wat het hulle gedink.
So ek sal die omstanders vorentoe in die boodskap noem die ander mense. Die ander mense is die mense wat nie lidmaat van hierdie gemeente in Jerusalem was. Ons teks sê, die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Nou wat het hulle gesien? Die ander mense in Jerusalem het gesien dat die gemeente in Jerusalem, hulle was eensgesind. Hulle het soos een man saamgestaan. Hulle was met een gees deurdrenk, versadig. Hulle was een van hart en siel, sê Handelinge 4. Hulle het een gemeenskaplike doel gehad. Nou jy weet, dit is, ons verstaan die woord eensgesind. Ons weet wat dit beteken. Maar om dit op te breek en dit te ontleed is miskien 'n bietjie moeiliker om 'n voorbeeld te soek om hierdie eensgesindheid te illustreer, is 'n bietjie moeilik. Maar ek het een gekry wat ek graag met julle wil deel. As u by die motor staan en u maak die motor se enjinkap oop, dan sal jy sien daar is verskillende komponente en verskillende onderdele in daardie motor ingebou. Daar's 'n battery. Hy gee die krag om die motor in die gang te sit. Daar is 'n petrolpomp. Hy moet die petrol van die tank afpomp na die enjin toe, sodat die enjin aan die gang kan bly. Daar is 'n oliepomp. Die oliepomp pomp die olie in hierdie motor in hierdie enjin in om al die werkslag te laat verloop. Want as daar nie olie is nie, dan gaan al die goed aan mekaar vastsmelt. Daar is 'n staker, ek wil nie Afrikaanse woord vir staker gebruik nie, maar u sal nou weet, anders sal ek dink ek praat in die taal hier van die kansel. Ek noem dit nou maar 'n staker. Daar is 'n staker, wat as jy jou motor se sleutel binne kan draai, dan draai die staker en die staker draai die krank wat binne die motor is en die pistons begin in die sluis beweeg en die petrol word ingevoer en die battery stuur 'n vonkie daarna waar die petrol moet ontplof en die enjin begin loop. Hy begin loop. En hierdie enjin se doel, hierdie enjin het een gemeenskaplike doel, hy net een ding wat hy moet doen, en hy moet hierdie bakwerk van hierdie kar, hy moet dit laat loop. Dis sy doel.